Then I heard something like the shout of a vast multitude, and like the boom of many pounding waves, and like the roar of mighty peals of thunder, saying hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and shout for joy. Let us give Him glory and honor, for the marriage of the Lamb has come. And His bride Dit is vir ons as gemeente, en ek dink ek praat namens almal en selfs die wat later gaan luister op die stream, 'n groot voorreg en 'n eer om julle vanmôre hier te hê. En vanmôre, die feit dat julle daar staan, ons na julle kyk, is vir my 'n getuienis dat God 'n waarmaker van sy woord is. Want die woord wat die Here vir ons gegee het, is dat hy sal sy kerk bou. En dat die poorte van die hel sal nie verhoed dat dit nie plaasvind nie. Hoor wat die Here gesê het, is hy sal mense stuur en hy sal hulle inplant, soos bome wat geplant word by 'n lewende waterstroom. En dan die belofte daarby is dat hulle sal vrug dra, binne en buite seisoen. En dis ons gebed vir julle, dat julle deel sal word van nuwe begin, AGS. Dat julle deel gaan word, ingeplant sal word en saam met ons gaan poog om vrug te dra, binne en buite seisoen. Bladgroen bome, dis mos die regte woord, né? Immergroen bome. Daar is hy, koue tyd, dan blom ons. Ons is lekker vol. In die somer ook, dan het ons vrug. Hoekom? Want ons dra die vrug van die Heilige Gees. En ons as gemeente wil vanmôre julle hande vat en sê, Here, kom bind ons met 'n band van liefde en eenheid, sodat ons saam kan stap. Nou, Roland en Andrei ken ons nou al vir baie jare, en hulle is al vir 'n geruime tyd deel van die gemeente, eintlik al van Bedworth Park se tyd af. Maar beide van hulle het vir 'n seisoen weggetrek, weggewerk en was vir lank weg. En die Here het net so dit weer hulle weer teruggebring. Nou, daar's 'n gesegde in die Vaaldriehoek, ek weet nie of julle sal saamstem. Hulle sê, as jy die Vaal se water gedrink het, dan kom jy altyd terug. Maar smaak my, as jy nuwe begin se water gedrink het, dieselfde ding, dan kom jy ook weer terug. So, julle en julle gesinne, welkom vanmôre by ons, en ons sien regtig uit na die pad saam. En soos wat ons gesê het met ons lidmaatskap inligtingsaand, nou die aand is, daar is areas in die gemeente, waarvoor ons God vertrou, dat hy mense sal inplant, om deel te word. Moenie net 'n spectator wees nie. Kom en skakel in, kom en wees deel, en kom groei saam, kom lewe saam. Ons vertrou die Here regtig vir groot dinge, en kom en skakel in. Julle, die kinders is nie in die kerk van môre nie, julle jong mense is nie die kerk van môre nie, is die kerk van vandag. En ons wil julle vandag deel hê. Julle is die kerk van Jesus Christus. Amen. Nou wil ek vra, julle moet julle self net vir ons voorstel, dat almal daarom julle name ken, sodat wanneer ons hier uitbeweeg, dat dit nie net hallo broer en suster is nie, want die Pinkster is dit mos lekker, is broer en suster, maar is daarom goed om 'n naam te ken, hè, Faantjie? Amen. Goeiemôre, ek's Roland Smits. Hallo, ek's Lea. Hallo, ek's Gabby. Hallo, ek's Petra Strydom. Hi, ek is Andrei. Hallo, ek's Ivanka. Ek is Jolanda Strydom. En ek's Andrew Strydom. Daar sy welkom julle. Halleluja. Nou ons het verlede week en 'n paar weke gelede gekyk na 1 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 18 en toe het hemelvaart plaasgevind en dit was Paasfees en ons het Leandra het verlede week so 'n bietjie met ons gesels oor daai 7 areas wat ek en jy niks aan kan doen in ons lewe nie. Wie van julle het so iets daaruit geleer? Ek dink daar's areas wat ons baie keer probeer om dinge aan te doen wat ons net niks aan kan doen nie.
En ek en jy moet God regtig vertrou in daai areas. Maar ek wil graag aangaan met dit wat die Here ons gedeel het, want ons is besig met 'n studie van 1 Petrus. En ons trek nou al by hoofstuk 3, so daar is vir ons hoop om teen volgende jaar, die einde van die jaar, klaar te maak met 1 Petrus hoofstuk 3. Amen. So, blaai saam met my in jou Bybel na 1 Petrus hoofstuk 3 toe, en dan gaan ons aangaan. Maar dit maak nie vir my saak hoe lank dit vat nie, solank ons die woord verstaan, dit Heilige Gees geïnspireerd is en dit lewe in ons lewe. Amen. Want dis waaroor dit gaan, is ons om God se woord te kan ken en om die woord wat lewe, wat die Heilige Gees met ons wil deel, te verstaan. Vir te lank in my lewe het ek net die Bybel gelees om te lees en ek het nie die Bybel verstaan nie. So baie keer lees ons oor dinge en ons mis sleutelboodskappe wat die Here vir ons wil gee. Wie van u kan daarmee assosieer? Ons lees oor dit en dit maak nie sin nie, en dan mis ons kosbare dinge wat God aan ons wil openbaar. En my gebed is dat die Here sy woord vir ons sal lewend en kragtig, en die woord van die Here sê, skerper as 'n tweesnydende swaard sal maak, wat ons harte sal besny, ons gedagtes sal oopmaak, sodat ons kan verstaan. So 1 Petrus hoofstuk 3 gaan ons by begin, en ons het so 'n paar weke terug gelees, en die gedeelte begin wat getuig dat Jesus Christus die een is wat vir eens en vir altyd, sê gou saam met my, vir eens en vir altyd, betaal het vir jou en my sonde, vir ons ongeregtighede aan die kruishout van Golgotha met sy bloed. En nooit ooit hoef hy weer te sterf nie, nooit ooit hoef hy daai prys weer te betaal nie, hy het dit eens en vir altyd gedoen. Dit was 'n volmaakte offer, vandag nog steeds dra sy bloed dieselfde krag as daai dag toe hy gesterf het aan die kruis. Dis Jesus wie ek en jy dien. As jy in die naam van Jesus praat, as jy in sy bloed aanroep in 'n omstandighede, is daai selfde krag vandag nog steeds daar, en dis ewig. Dit is tot in alle ewigheid daar. Jesus het ten volle betaal vir jou en my. Daardie dag toe Jesus aan die kruishout sterf op Golgotha, die woord sê, en Roan het dit nou aangehaal, toe die voorhangsel skeur. Met ander woorde, daai ding wat skeiding maak, dat ons nie by God die Vader kon inkom, in die allerheiligste nie. Ons het na die Griekse woord gekyk, wat jy uitspreek, en nou moet ek mooi kyk, prosagogies, kan jy daai woord onthou? Wat beteken, daar's 'n tussenganger. Kan jy onthou, voor die koning was daar 'n man wat 'n tussenganger was tussen die mense en die koning. Mense kon nie net na die koning toe gaan en sê, "Hi koning, hoe gaan dit?" of met die koning praat nie. Nee, hy moes by die prosagogies gaan stop en vir hom sê, "Dis wat ek vir die koning wou sê." Dan het hy na die koning toe gegaan, en dan die koning deur hom, daai voorganger, kom ons sê dit, daai intercessor, gepraat met die mense. Jesus word daar die intercessor, hy word die voorhangsel, hy word die weg, die waarheid en die lewe, deur wie ons nou beweeg. En weet jy wat's kosbaar? Soos die spreekwoord sê, 24/7. Enige oomblik, enige dag, enige seisoen, nie net eenmal 'n jaar soos in die ou verbond, waar die hoëpriester eenmal kon ingaan nie. Ons kan nou saam met Jesus, deur Jesus, hier waar jy sit, by die huis, by die werk, daar in die middel van die nag wanneer jy alleen voel en almal slaap en jy weet nie hoe en wat en wat. When you call on the name of Jesus, he is there. Hoekom? Want die prys wat hy betaal het hy vir ewig betaal. En so amazing, Leandre het laasweek het aangehaal, die God wat ons dien, hanteer tyd, maar hy's nie in tyd vasgevang nie. He's outside of time. So enige tyd kan jy hom aanroep, en hy's daar. Dis die God wat ons dien. So, sonder die prosagogies was niemand toegelaat om voor die koning te kom nie. Maar toe Jesus die voorhangsel word,
in sy bloed. Toe sê hy, kom na my toe. Almal. Nie net Jode nie, maar almal. Nie net Israel nie. Nie net 'n uitverkore volk nie, maar almal. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die, wie's wêreld? Almal. Elkeen wat glo. Daar's die sleutel. Nie bloedlyn nie. Nie pedigree nie. Nie wie is jy, waar kom jy vandaan? Wat was jou agtergrond? Hoeveel foute het jy gemaak? Selfs kan nie daai vrou onthou wat saam met 5 mans gehad het en by die een by wie sy bly. Jesus het nie vir haar dit gevra nie. Sy het gesê ek is nie goed genoeg nie. En toe sê Jesus wel, okay, nou dat jy dit noem, selfs die een by wie jy woon is jy nie mee getroud nie. Net dat ek vir jou sê, dit maak nie vir my saak nie. Ek stel belang in jou. So vergeet van jou verlede, kom jy na my toe, want ek wil jou van die lewende water gee. As jy van die water drink wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors word nie. Want dis die kern, dis die punt wat Jesus vir haar wou oorbring, is dat dit nie gaan oor jou verlede nie, maar oor jou toekoms. En jy's vir my belangriker as jou verlede. So dis die Jesus wat ons dien. Dis Jesus waaraan ons vashou. Dis Jesus wie ons verkondig. Dis Jesus wat ons wil uitleef. Is dat daar's vir ons 'n kans by hom. Nou as ek my lewe, my omstandighede, alles kon uitsorteer op my eie, waarvoor het ek iemand wat vir my intree by die Vader? Dink gou vir 'n oomblik daarvoor. Hoekom het ek Jesus dan nodig? As ek perfek en volmaak is, hoekom het ek Jesus nodig? Vanmôre wil ons so 'n bietjie aangaan en ek wil so 'n bietjie dieper gaan na die laaste deel van vers 18. Toe ons het gelees die eerste deel daar, jy kan saam met my lees 1 Petrus 3 vers 18. Hy lees soos volg, hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges. Ons was die onregverdiges, die skepping, nê? Om ons tot God te bring. Hoekom? Sodat ons by hom kan wees. En nou, vandag se gedeelte, hy wat wel gedood is na die vlees. Onthou, hy was 100% mens toe hy op die aarde was, en hy het gesterf van die kruis. En dan sê hy, maar lewend gemaak deur die Gees. Nou vers 19, en wie hy ook heen gegaan, en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Nou ek gaan eerlik wees, die eerste keer toe ek daai 3 verse lees, toe moes ek hom weer lees, en ek moes hom weer lees, en ek moes hom 'n paar keer lees. Want alhoewel daar baie is wat sin maak, is daar ook baie in daai 3 verse, wat jy baie mooi moet lees. Want as jy so kyk, dink jy dit maak sin. Maar as jy dieper kyk, is daai gedeelte een van die meeste dele in die hele Bybel wat misgeïnterpreteer word. So ek wil vanmôre so 'n bietjie met u hieroor gesels. Ons het vanmôre nagmaal gebruik en net weer die oomblik gehad om Jesus se lewe en dit wat hy aan die kruis gedoen het, sy dood, sy opstanding en sy lewe te herdenk. Maar het u al ooit gewonder, wat het gebeur daai oomblik, direk nadat Jesus aan die kruis sy oë toegemaak het en sy laaste asem uitgeblaas het? Ek weet die Bybel sê hy het gesterf, hy was 3 dae dood, hy het opgestaan uit die dood uit en hy lewe. Maar het jy al gedink, wat het gebeur daai oomblik aan die kruis, toe hy sy oë toemaak en hy blaas sy asem uit, daai eerste klompie sekondes, en daai eerste oomblikke in daai 3 dae in,
Wat het gebeur? Wie van julle het al daaraan gedink? Daar moes iets gebeur. Daai 3 dae het mos nie net verby gegaan nie. Iets moes plaasvind in daai tyd. En hier in 1 Petrus 3 vers 18, 19, 20 raak hy aan wat het gebeur. Nou daar's 'n klompie dinge wat gebeur het. In 1 Petrus 3 praat hy van een van die dinge wat in daai 3 dae gebeur het. En ek wil vir jou so 'n bietjie help terwyl ons deur hierdie studie gaan om te verstaan wat deel was van wat daar gebeur het. Terwyl ek op die Heilige Gees wag, dink ek so daaraan. Terwyl Jesus daar aan die kruis hang en Jesus se mense en die disippels daar sit by die kruis en hulle ween. Want dit wat hulle gesien het was vir hulle sekerlik een van die grootste rampe en doodsverlieste wat hulle nog ooit ervaar het. Dink gou net vir 'n oomblik uself in. Maria moes vir Jesus baar en sy weet hy's die verlosser, so sy weet hy moes sterf, maar tog ook is dit deel van haar vlees en haar bloed. Ek kan nie dink dit was vir haar maklik om te sien hoe dat hulle Jesus kruisig nie. Dan sien ek die disipel wat naby aan Jesus se hart was, Johannes, hier by haar. Die ander disippels uit vrees, uit vlug, en hulle staan van 'n afstand af en kyk, want hulle is bang. As hulle Jesus so behandel, gaan hulle ons ook so behandel. En ons weet later is van hulle as martelare doodgemaak. En dan spreek die woord maar van Maria Magdalena, wat ook tot bekering gekom het, wat by Jesus by die kruis was, by die voete. Hulle 3. En dan was daar 'n paar ander dalk, Simon van Sirene, wat die kruis gehelp dra het. Daar's 'n paar mense om en hulle aanskou hierdie gebeurtenis. En inteendeel die woord sê, hy was so mishandel, so geslaan, so deur die soldate, die Romeinse soldate verneder en deur die kruisigingproses, dat een sy gesig, sê Jesaja 53, vir hom weggedraai. Jy kon hom nie aanskou nie. As jy kyk hoe Jesus lyk, dan kyk jy weg. Jy kan nie daarna kyk. Dis hoe erg dit was. Hier sit hulle by die kruis en hulle ween, hulle is hartseer. In hulle perspektief, dis wat hulle moes gevoel het op daai oomblik. So vir hulle was dit 'n ramp. Vir hulle is dit 'n doodsverlies. Onthou, hulle het gedink, hier's ons uitkomkans. Hier's ons verlosser, hier's ons Messias. Hy gaan sy koninkryk kom bou. Petrus sê dit soveel maal. Here, het U gekom om U koninkryk te kom vestig. Ek sal saam met U beklei. Al kos dit dat ek my lewe gee. Soveel keer vra Jesus vir hom, gaan jy dit doen? Sal jy staan? Hy sê, Here, ek sal dit doen. En hier sterf Jesus. So in hulle mindset moes alles daar op 'n oomblik tot half 'n einde gekom het. En terwyl hulle sit en ween, ek wil sê wanhoop nie, maar tog bekommernis, huil, hartseer, toe Jesus, ek dink, sy oë toemaak en hy laaste asem uitblaas, terwyl hulle in die vlees ween, was hy in die geestesriem besig met 'n geestelike, goddelike proklamasie. 'n Proklamasie is 'n geestelike en 'n goddelike aankondiging. En jy gaan verstaan hoekom ek dit so noem. Ek glo daar het iets anders plaasgevind. Die oomblik toe hy sy asem op die aarde in die vlees uitblaas. Want die woord sê hy was dood in die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Jy sien, terwyl die mense ween en terwyl die Satan en die demone dink hulle het Jesus oorwin, want dit is wat hulle gedink het. Satan het gedink, ons het hom gewen, ons het hom doodgemaak, ons het dit reg gekry. Op daai oomblik toe Jesus sy oë oopmaak in die doderyk en weer daai eerste asemteug in die geestesriem inasem, die oomblik toe hy die doderyk instap en die hel ingaan, het Jesus die dood oorwin. Op daai oomblik toe hy op die aarde sy oë toemaak,
het hy in die geestesriem sy oë oopgemaak. Ek hoop dit maak sin. Ek probeer dit so verduidelik dat dit sin maak. Want hy sê hy was in die vlees dood, maar lewend gemaak in die gees. So op die aarde het hy toegemaak, maar toe die gees van God in hom asemhaal, in die geestesriem hom opwek, moes hy sy oë oopmaak. En sien ek hoe dat hy die doderyk ingaan, en toe hy opdaag in daai gevangenskap, ons gaan dit nou lees, in die gevangenskap, in die doderyk, in die hel, toe het die dood, die Satan en die demone, ek wil amper sê die heelal besef, my vertaling, nou's daar moeilikheid. There's another sheriff in town, papa. Jesus lewe en die dood kon hom nie terughou nie. Die oomblik toe hy sy oë oopmaak, want jy moet nou sien hierdie prentjie. Hier hang hy aan die kruis en hulle hou partytjie. Jesus is dood. Die ander huil, maar hulle, die demone, die Satan dink, hulle het Jesus doodgemaak. Dink wat se downer moet dit wees. Jy dink jy wen. Dis amper soos hierdie rugby span, wat in die laaste paar sekondes verloor. Hulle loop voor. Het julle al daai games gesien? En dan hier in die laaste, hier by 43 minute, kry die ander span 'n strafskop en hulle skop die bal oor. En die ander span wen met 1 punt in die finals. Ek hoop nie ek het nou geprofeteer oor volgende week se game nie. Maar hoe dit ook al sê, dis die gevoel wat jy kry. Dis hulle dink hulle het gewen. They count their chickens before they hatch. Hulle het gedink Jesus, maar die oomblik toe hulle nog partytjie wil hou, toe daag Jesus op. En hy haal daai asem van lewe in. En hy maak daai oë oop, daai oë van lewe. En hy staan op in die gees. Dis nog nie die fisiese opstanding nie. Hy was 3 dae in die doderyk. Staan op en hulle moes op daai oomblik besef, alles wat ons probeer het, al die leuns wat ons verkondig het, alles wat ons probeer het om hom in hierdie doderyk te hou, André, het nie gewerk nie. Wat 'n groot verlies vir hulle. Maar wat 'n groot goddelike oorwinning in die geestesriem het daai dag nie plaasgevind nie, want die doderyk en die dood kon Jesus nie vashou nie. Dis die God wie ek en jy dien. Die realiteit vandag is, daardie selfde Jesus is jou Jesus. Jou doderyk, geestelik, fisies, jou probleme, jou omstandighede, jou situasie, daai doodskaduwee waarvan Dawid praat. Hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is by my. Niks wat ek deurgaan kan my vashou nie. Hoekom? Want Jesus het die dood oorwin. Daai selfde Jesus, omdat hy opgestaan het en hy lewe, help U en my om daai oorwinning te hê. Dis hoekom ons hier sit vandag. As ek so kyk, elkeen van ons het al die geleentheid gehad om vandag dood te wees. Was dit 'n ongeluk? Was dit dalk 'n overdose? Was dit 'n siekte? Wat dit ook al was. En ek het al redelik met meeste van julle al gesels of ergens te doen. Ons moes nie meer hier wees nie. Maar deur sy genade, God se liefde, sy krag, Jesus, het hy ons deurgedra. En gaan hy ons aanhou dra. Hoekom? Want dis Jesus. Hy het opgestaan. Dis wat ek glo gebeur het, toe hy sy oë in die vlees toemaak, maar deur die gees lewend gemaak. Maak dit sin as ons daai deel so lees. Kom ons lees verder. Hy sê daar, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. En nou, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis.
Hierdie versgedeelte word baie maal, soos ek nou gesê het, misverstaan en verkeerd geïnterpreteer. En ek wil vanmôre vir u net sê dit wat die woord sê. Ek wil nie vir u sê wat ander mense sê nie. Ek wil nie vir u openbaar wat allerhande teoloë sê nie. Kom ons kyk net wat sê die woord en dan besluit u self met die leiding van die Heilige Gees. Wat sê die woord? En kom ons kyk in konteks. Wat sê die woord? Onthou die woord 1 Petrus was geskryf vir gelowiges, kinders van God, dis 'n brief soos wat geskryf is vir jou en my, mense wat in vervolging is, persecution was, wat weggevlug het vir hulle lewe uit Israel, Jerusalem uit, omdat hulle God volg, omdat hulle God se kinders was, moes hulle vlug en nou word hulle vervolg en Petrus stuur die brief en hy sê vir hulle, julle moet staan in julle geloof, julle moet volhard. Hy het met die manne gepraat, hy het met die vroue gepraat, kan jy onthou in hoofstuk 3 in die begin, gesê manne, julle moet so wees, vroue, julle moet so wees, kinders, julle moet dit doen, julle moet staan in julle geloof, julle fondasie moet sterk wees. So dis alles nog deel van daai konteks. So kom ons haal nie een vers uit konteks uit nie. Kom ons hou dit daarby, kom ons lees. Vers 16 sê, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het. Sê saam met my gepreek. Nou daardie woord gepreek, eerstens, daar's 2 dinge wat ek wil noem. Hierdie woord gepreek in die Griekse vertaling is die woord keruso. En keruso beteken om 'n amptelike, koninklike proklamasie, 'n aankondiging te maak. Sê gou saam met my keruso. Tweedens beteken dit om 'n oorwinningskreet uit te skree sodat die vyand dit kan hoor. Nou wanneer die Springbokke en die All Blacks rugby speel, dan het die All Blacks voordat hulle speel die haka wat hulle doen. Het julle hulle al gesien? Daai haka vir hulle is 'n tipe van 'n oorlogskreet. Dis 'n belydenis wat hulle maak om hulle opponente bang te maak, maar dit skep ook in hulle 'n tipe van 'n hype en 'n oorlogskreet. Dis waarvan hierdie deel praat. Hy praat van keruso, maar hy praat van die oorlog wat klaar gewen het. Die All Blacks doen dit voordat hulle gewen het. Hierdie is iemand wat getuig van iets wat klaar plaasgevind het. Met ander woorde, ons het klaar gewen, die punte is op die bord, daar in your face, I'm the boss. Ek het gewen, daar's die bewys. Dis wat keruso beteken. Okay, so wanneer ons daai gedeelte lees, dan sê hy daar vir ons dat Jesus het die proklamasie gemaak. Baie belangrik. Nou daar's 'n ander woord in die Nuwe Testament en dis waar die verwarring inkom. Wanneer ons preek, gebruik die ander woord evangeliso. Het julle al van evangeliso gehoor? Dieselfde as van evangeliseer. Maar evangeliso beteken presies wat ons nou sê, dis 'n reddingsboodskap. Ek preek dat iemand tot bekering moet kom. That somebody must come to salvation. Met ander woorde, ek deel die evangelie van Jesus, sodat iemand hulle harte vir Jesus kan gee en tot inkeer kan kom. Hoor u keruso en sê u evangeliso? Keruso is nie bekering nie. Dit is ek het oorwin. Daar's die oorwinning bewys. Evangeliso beteken, jy is 'n sondaar, ek wil hê jy moet die boodskap hoor, dat jy tot bekering kan kom. Nou wanneer Petrus praat in die oorspronklike vertaling in Grieks, in die Bybel, gebruik hy nie die woord evangeliso nie. Hy gebruik die woord keruso. Nou omdat ons taal so arm is, gebruik ons die woord preek en vir ons is preek. Ek preek vir julle vanmôre. So preek is preek. Dan kan 'n mens maklik die vers verkeerd verstaan. Maar nou wanneer ons lees en ons sê hy maak 'n publieke belydenis dat
Keruso, die dood is oorwin, daar's die bewys. Dan maak dit vir ons 'n bietjie iets anders te oop. Sien julle dit ook? So hou dit in gedagte nou tot die volgende punt. Die volgende gedeelte sê daar, vers 19, lees saam met my, in wie hy ook heen gegaan het en keruso gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Sê gou saam met my, geeste in die gevangenis. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, verskoon al die Griekse woorde, maar ek moet vir julle hierdie waarheid oopmaak. Die Griekse woord vir hierdie geeste is nie die woord Heilige Gees Parakletos nie. Is die woord pneumata. Wie van julle het al van pneumata gehoor? Pneumata beteken en verwys na geeste, nie 'n menslike siel nie, maar na 'n bonatuurlike, geestelike, bose of gevalle wese. Met ander woorde, 'n demoniese mag, of 'n gees, of 'n wese. Pneumata. Dis die konteks wat daar gebruik word. Nou kry jy pneumasis, wat in meervoud gebruik word, wanneer jy van demone gebruik, as jy van hulle praat, maar hierdie is pneumata. Alright, so wanneer ons hierdie twee bymekaar bring, in hierdie een vers, keruso en pneumata, preek en geeste. Kom ons lees dit, hy sê, in wie Jesus ook heen gegaan en keruso gepreek het, aangekondig en verklaar het, nie die evangelie gepraat het nie, maar 'n publieke aankondiging gemaak het, en vir die demoniese magte en geeste wat in die gevangenskap die aankondiging gaan maak het. Nou maak daai vers so bietjie meer sin. U sien, so wanneer ons hierdie gedeelte in konteks lees, dan verstaan ons dat die oomblik toe Jesus sy asem uitblaas aan die kruis, dood in die vlees, maar lewend gemaak in die gees, al het sy familie vir 'n oomblik, vir 3 dae, sy dood geween, het hy in die geestesriem ingegaan en vir die vyand, mag ek dit so stel, op Satan se terrein, op sy agtergrond, opgedaag en vir hom gesê, genoeg is genoeg, ek het gekom, ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Openbaring 1 vers 18, ek wat dood is, lewe nou, ons sal dit dalk nou lees, ek nou die koning van die koning, het opgestaan, ek lewe, ek is nou in beheer. Ek is Jesus, die Christus. Lank genoeg het jy heerskappy gehad. Dis wat Jesus gedoen het, toe hy sy asem uitblaas, maar ook toe hy daai eerste asemteug inasem. En na daai eerste asemteug wat hy ingeasem het, Sonja, het hy nooit weer gesterf nie. Die woord sê, lewe hy tot in ewigheid. Dis die Jesus, wie ek en jy dien. Die Satan, elke demoon en die hele skepping het daai dag, toe hy sy asem uitblaas op die aarde, besef, Jesus lewe. Hoe weet ek dit? Kom ons lees, Openbaring 1. Kom ek quoteer dit nie net vir nie, lees dit saam met my. Openbaring 1 van vers 18. Openbaring 1 van vers 17 en 18. Nou ek gaan net vers 17 se laaste gedeelte lees. Kyk gou hier wat sê hy daar. Openbaring 1 vers 17 en 18. Ek kan gaan lees in die eie tyd, maar daai laaste versie sê hy daarso, is hy op die bord. Ja, hier aan die einde sê hy, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Hy sê, ek was dood en kyk, ek leef
tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis wat ek glo in 1 Petrus 3 vers 19 gebeur het. Toe Jesus gaan preek het vir die geeste in die doderyk, in gevangenskap. Want die volgende gedeelte praat daar van die geeste wat in Noag se tyd daar was, wat gerebelleer het. Nou baie mense, hoekom ek dit verduidelik vanoggend, sê dat Jesus het in daai tyd die evangelie gaan preek vir siele wat voor die kruis nie tot bekering gekom het nie, sodat hulle tot bekering kon kom. Alright, sodat hulle gered kan word. Ons sal later daarna kyk. Maar in hierdie konteks, in 1 Petrus 3:18, wanneer ons vandag kyk, spreek hy baie duidelik, dat Jesus nie hier gepreek het vir geeste van mense, wat in gevangenskap was nie. Hy het daarso geproklameer, dat hy die koning van die konings is, dat die dood hom nie kon vashou nie, en dat hy nou regeer. In Matteus 28:18, ek dink is die vers waar hy sê, alle mag, alle krag, alle autoriteit, alle heerskappy in die hemel, op die aarde, onder die aarde, behoort nou aan my. Hoekom? Want hy die dood oorwin. 3 dae later, soos geprofeteer met Jona, het hy opgestaan, maar daai dag toe hy daai eerste asemteug gehaal in die geestesriem, het hy dit bevestig en bekragtig, dat hy is God. In afsluiting van môre, blaai saam met my in die Bybel na ons laaste bevestigingsvers, Kolossense 2 vers 13. Nee, ek wil net bevestig wat ek vir u sê, want ek wil hê die woord moet daarom spreek. Amen. Glo u die woord is die waarheid? Kolossense 2 vers 13 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnydenheid van die vlees. Wie van ons was dood deur misdade? Wie was 'n alkoholist en Jesus het jou vrygemaak? Wie was 'n verslaafde? Wie was 'n egskeider, egbreker? Ons almal eers het geval, het gebreek, ek myself ingesluit. Ek staan nie hier voor en probeer voorgee nie. Ons almal het eers geval en het seer gekry, het gesondig. Hy sê daar's misdade. Hy sê hy wat sê hy het nie sondig nie, die Bybel sê hy lieg. En hy gebruik daai woord, hy sê hy's 'n leienaar, hy lieg. Dit gee ons nie die reg om aan te hou sonde nie. Want Jesus het mos kom sterf. Alright. Maar kyk wat sê hy daarso. As ons aanlees, hy sê, dit is Jesus, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Jolanda, dink gou vir 'n oomblik daaraan. Nie net sekere misdade nie, al die misdade. Is dit nie amazing nie? Hy het nie net die helfte van jou skuld betaal nie, hy het alles betaal. Hy het nie net die helfte van jou laste gedra nie, hy het alles. Jy sien, 'n dokter gee jou 'n pilletjie om te drink, om te help met van die simptome, maar hy los nie die oorsprong op van die probleem nie. Jesus los die oorsprong op. En jy gaan pilletjies drink tot jy doodgaan die dag, as Jesus nie die probleem oplos nie. Nou ek sê nie los die pilletjie nie, maar wat ek sê is vertrou Jesus om die oorsprong te genees, dan kan jy die pilletjie los. Amen. God is by magte. Kom ons lees verder, hy sê, en die skuldbrief teen ons, daai skuldbrief, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Hy het dit aan die kruis gedoen, dis die kruiswerk. Nou een woordjie, hoor wat maak hy sê, nadat.
Wat sê nadat? Kyk wat sê hy, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ek kan nie anders as om 1 Petrus 3:19 hier te sien, wat daar gebeur nadat. Want toe hy sy oë oopmaak, nadat hy sy oë oopmaak, sien julle nadat? Hy oor hulle getriomfeer het, en hulle in die publiek tentoongestel het. Hy het in die publiek, publicly he triumphed over them, publicly he destroyed them. Nadat hy sy oë oopgemaak het, en asem gehaal het, het hy oor hulle getriomfeer en gesê, dit is verby. Dis Jesus, ons verlosser en ons saligmaker. So dis die woord van môre wat ek graag met jou wil deel, en ek hoop dat die Gees van die Here iets vir jou oopgemaak het. En in jou lewe vandag onthou, dis die Jesus waaraan ons vashou. En as hy die dood oorwin het, en hy daai prys ten volle betaal, is daar geen demoniese mag, no burden, ons nou in nagmaal het die Heilige Gees het vir my so geopenbaar, no burden wat jou vashou, terwyl ons gecast het unto Jesus, wat jou kan terughou, wat jou kan vashou, wat jou kan bind nie. Jesus het dit ten volle betaal. Maar dit verg ook 'n woord wat jy moet spreek. Ons moet nie dood spreek nie. Ek sê vandag in die week vir Leandre, ons is geneig, want ons kry soveel boodskappe, almal wat siek is. En ons is geneig om te sê, ons kan nie glo, daar's so baie mense in die kerk siek nie. Ons moet ophou om te sê, daar's so baie mense in die kerk siek. Om te sê, daar's so baie mense in die kerk gesond. Ek weet, dit is 'n manier van praat, want ons is bekommerd, en ons vra, bid asseblief saam met ons, en dis reg, en ons moet ook nie lieg nie, nê. Maar ons moet ook nie aanhou spreek, daar's soveel siek nie, daar's soveel gesond in die kerk. Daar's soveel buite ons wat gesond word. En ons weet daar is siek, maar deur die bloed is hulle genees. Ons moet lewe spreek. Want anders dit skep tog 'n vrees, 'n ongesteldheid, 'n bekommernis by mense. So ons is lewend. Ons vertrou die Here dat hy ons beskerm en bewaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir U woord. Dankie dat U woord lewend en kragtig is. En dankie dat U woord vir ons openbaar vandag. Dankie dat U woord vir ons evangeliso was, maar vandag ook keruso is. Dat U ons gered het, en dat ons saam met U vandag die proklamasie kan maak. U is die koning van die konings, en die Here van die leerskare. U is ons verlosser, U is ons saligmaker, U is ons sterke God. En mag ons daardie belofte en daardie belydenis in Jesus vat, en dit gaan evangeliseer, en verander die hoop gaan bring, dat Jesus vandag nog steeds red, genees en verlos. Met die wete dat Jesus kom terug, en dat ons gereed moet wees. Dankie dat hierdie gemeente gesond is. Selfs die wat nie hier is nie, wat sukkel met simptome, ons bestraf daardie simptome, ons vervloek dit in sy wortel, in sy oorsprong in, en daar bid ons nou dat die bloed van Jesus genesing bring, want deur sy wonde is daar genesing. Ons dankie vir herstel en genesing. Winters voete en hande moet genees, joints moet in lyn kom in Jesus naam. Dankie vir genesing deur die bloed van die lam in Jesus naam. En ons sal getuig van U goedheid en U genade en U liefde. En aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Dankie dat U die naprediker is van hierdie woord en hierdie saad wat gesaai is, en dat ons saam met U kan heers. Ons sien uit na ons volgende byeenkoms. Ons sien uit om ons boeties en sissies te sien.
En dankie vir dit wat U doen. Al die lof, al die eer en al die aanbidding kom U toe, tot in alle ewigheid. En as U saamstem, dan sê ons, Amen, Amen en Amen. Loof die Here. For indeed Christ died for our sins once for all, the just and righteous for the unjust, and